Some people think you're distant, just some words on a page, that you're nothing more than fables handed down along the way. But I've seen you part the waters when no one else could pull me from the deep. That's who you are to me. Some people think you just live in cathedrals made of stone, but I know you live inside my heart. I know that it's your home. And I've seen you in a sunset and in the eyes of a stranger on the street. That's who you are to me. Goeiemôre julle. Dis lekker om weer vanoggend saam met julle te kuier rondom die woord van die Here. Kom ons sit net so en dan bid ons saam. Here, baie dankie dat ons die voorreg het om vanoggend daar waar ons is na u woord te luister. En dankie dat ons kan vertrou dat u ons ook sal aanraak deur u Gees. Here, kom verhelder ons verstand, Here, en kom praat u self met ons. Dankie dat u 'n God van liefde is en dankie dat u 'n getroue God is. Amen. Vanoggend se teksgedeelte kom uit Lukas 10 en dis die gedeelte vanaf vers 25 tot vers 37. Jy is welkom om jou Bybel daar oop te maak, maar ek gaan hierdie gedeelte vanoggend vir jou lees of dan nou uitbeeld deur 'n video vir jou te wys wat hierdie gedeelte vertel. Sit so en dan kyk jy hierdie video saam met ons. God's story, the Good Samaritan. So part of God's story is about a Good Samaritan, and it goes like this. When Jesus lived on earth, he often told stories to teach us things. Stories that teach a lesson are called parables. One day, Jesus told a parable about a good guy from a place called Samaria, a Good Samaritan, to a group of Jewish people. It all started when a Jewish expert in the law asked Jesus, "What must I do to receive eternal life?" Basically, he was asking, what do I have to do to be perfect? Since this guy was an expert in the law, he thought he already knew how to be perfect because he knew all the rules. He just wanted to see what Jesus would say. Of course, Jesus knew what the man was thinking, so he asked him, "What is written in the law?" The man said, "Love the Lord your God with all your heart and with all your soul. Love him with all your strength and with all your mind. And love your neighbor as you love yourself." So he asked Jesus, "And who is my neighbor?" Jesus answered him by telling this story. A man was going down from Jerusalem to Jericho when he was attacked by robbers. They stripped him of his clothes, beat him, and went away, leaving him half dead. Everybody listening was Jewish, and they could probably all picture the exact road Jesus was talking about. He continued, "A priest happened to be going down the same road, and when he saw the man, he passed by on the other side." You might expect a priest who was supposed to serve God to help, but he didn't stop. Then Jesus said, a Levite came to the place and saw him, but he passed by on the other side too. Levites were assistants to priests, so maybe you'd expect them to help too, but he didn't stop either. Finally, Jesus said, a Samaritan came along. Remember, a Samaritan is a person from Samaria. That's near Israel, where God's family, the Jews, lived. But here's the thing, Jews and Samaritans didn't get along. In fact, nobody hearing this story would ever expect a Samaritan to help, because Samaritans and Jews couldn't stand each other. But Jesus said, when the Samaritan saw the man, he took pity on him. He went to him and bandaged his wounds. Then he put the man on his own donkey, brought him to an inn, and took care of him. The next day, he took out money and gave it to the innkeeper. "Look after him," he said, "and when I return, I will pay you back for any extra expense you have." Then Jesus asked, "Which of these three do you think was a neighbor to the man who fell into the hands of robbers?" The expert in the law didn't even want to say the word Samaritan, but he admitted, the one who had mercy on him. Jesus told him, "Go and do likewise." In other words, go and love everyone, even people we don't like or people who everybody else wants to avoid. See, when we show love, we're obeying Jesus. Obeying God doesn't mean just doing what his rules say. It means loving him more than anything and showing his love to every single person that we meet. And that's the story of the Good Samaritan. So in case you missed it, here's the quick version. A man asked Jesus how to get eternal life.
Jesus said, "What is written in the law?" The man said, "Love the Lord your God with all your heart and with all your soul. Love him with all your strength and with all your mind. And love your neighbor as you love yourself." Then the man asked, "Who is my neighbor?" Jesus told a story. If you missed Jesus' story, here's the quick version. A Jewish man got beat up. A priest walked by. A priest assistant passed by. A man from Samaria actually did help. That was a surprise. Jesus had taught them, we obey God when we show love. And that's part of God's story. Ek wil vir julle vertel van hierdie vrou. Die meeste van julle sou dalk al van haar gehoor het. En haar naam was Emily Hobhouse. En sy was 'n Brit van Engeland af. Nou sy het geleef in die tyd toe die Engelse hier in Suid-Afrika oorlog kom maak het. En dit regtig 'n baie erge en 'n wrede tyd was in ons land. Die meeste van ons ken die geskiedenis en dat die Engelse die vroue en die kinders gevange geneem het en na die konsentrasiekampe gevat het terwyl die boere gaan veg het in hierdie oorlog. In die kampe is mense baie sleg behandel. Hulle het nie altyd kos gehad nie seep nie, dit was of baie warm of baie koud gewees, en sommige opvattings praat van kampe waar daar tot 50 kinders per dag dood is. So, Emily kom toe nou vanaf Engeland na Suid-Afrika terwyl die oorlog aan die gang is. En toe sy sien hoe dit lyk in die kampe en hoe die mense daar behandel word, het sy dadelik gevoel dat dit nie reg is nie. Ten spyte daarvan dat die in die kampe tegnies haar en haar landgenote se vyande is. En sy het begin werk om hierdie omstandighede te verbeter. Sy het verslae gaan skryf en aan die Engelse gestuur oor hoe dit werklik hier gaan, aangesien hulle nie besef het hoe erg hierdie omstandighede werklik is en wat werklik hier gebeur het nie. Toe die oorlog verby is, het sy vir lank nog in Suid-Afrika gebly om die mense wat deur die oorlog seer gemaak is, die mense wat eintlik haar vyande moes wees, te help. Sy het die jong meisies leer weef en handwerk doen, sodat mense weer geld kon verdien. En op verskeie ander maniere hierdie mense gehelp, wat eintlik haar teestanders was. Uit die teks van vanoggend, kom stel Jesus dit weer baie duidelik, dat as ons hom dien, dan moet ons God lief hê, en moet ons vir ander mense lief wees. Nou kyk, jy sal saam met my stem dat dit maklik is om vir sommiges lief te wees, maar dat dit darm baie moeilik is om sekere ander lief te hê, of selfs net te dink daaraan dat jy hulle moet lief hê. Tog was Emily Hobhouse so 'n goeie voorbeeld van iemand wat mense liefgehad het, ten spyte daarvan dat hulle eintlik as haar vyande gesien moes word. Vanoggend se teks, Lukas 10 vers 25 tot 37, vertel van 'n wetgeleerde wat daarop uit was om Jesus vas te vra oor die kern van ons geloof. Nou 'n wetgeleerde was iemand wat die wet van hulle tyd permanent bestudeer het en uit sy kop uit sy geken het. Hulle was onder die indruk dat hulle hierdie hele wet nougeset nagekom het, onder andere deur hulle self rein te hou, deur ook kontak te vermy met mense wat hulle gedink het onrein is. En hy het aan Jesus hierdie strik vraag gestel, omdat hy dit as sy kans gesien het om vir Jesus vas te vra, juis omdat Jesus die reputasie gehad het as iemand wat nie die wet ernstig opneem nie. So hy vra vir Jesus wat hy moet doen om die ewige lewe te verkry. En dan antwoord Jesus hom met 'n vraag wat hierdie wetgeleerde maklik kon antwoord, omdat hy die wet so goed ken. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag en met jou hele verstand en jou naaste soos jouself. Maar die wetgeleerde was daarop uit om Jesus vas te vra en te verneder voor almal. En hy vra dan vir Jesus, en wie is my naaste? En dan vertel Jesus die verhaal van die barmhartige Samaritaan.
Jesus vertel van 'n man wat op pad was van Jerusalem af na Jerigo toe rowers hom aangeval het. Nou, vir die mense van daai tyd was dit baie bekend, aangesien dit 'n uiters berugte pad was. As mens gaan kyk na hierdie pad, dan sien jy hoe die pad in voetval van ver bo seespieël na ver onder seespieël, met vreeslik baie draaie en rotse en dele waar die pad baie nou raak, wat dit ideaal gemaak het vir die rowers om toe te slaan. En dan, dat dit teen die 5de eeu steeds bekend gestaan het as die rooi pad, of die bloedige pad, en dat reisigers tot so onlangs as 1930 gewaarsku is om nie op die pad na donker te reis nie. Verder vertel die verhaal dat die rowers hom kaal uitgetrek het en daar vir dood agtergelaat het. En dan gaan die verhaal verder en vertel Jesus hoe daar 'n priester en later 'n leviet verbygekom het en hoe albei ver langs verbygegaan het. Beide van hulle sou verskonings kon voorhou. Hulle kon reken dat dit 'n moontlike lokval was, of dat hulle vreeslik hastig was om by afsprake uit te kom wat hulle gehad het, en dan ook dat hulle heel waarskynlik onrein sou geraak het as hulle aan hierdie man sou vat. En aangesien hulle beide in die tempel gewerk het, sou hulle werk in gedrang wees as hulle onrein sou word. En dan kom Jesus by die draaipunt van hierdie verhaal, by die eintlike antwoord en van die vraag wat aan hom gestel is. As hy vertel dat daar 'n Samaritaan verbygekom het en dat hy hierdie man innig jammer gekry het. Nou in daardie tyd is baie verhale vertel wat die karakters ingehou het van 'n priester, 'n leviet en 'n Jood. Juis omdat die Jode die kontras wou skep en beklemtoon tussen die geestelike elite wat gesien is as die wetgeleerdes en wat behep was met die detail van die wet, en die gewone verstaan van dinge deur die algemene Jood op straat. Nou, in ons tyd vandag ken ons die grappies waarin die boer, die Engelsman en Van der Merwe voorkom. Dis vir ons bekend en ons weet al watter karakters in hierdie grappies of stories voorkom. Net so was hulle bekend met hierdie 3 karakters in hulle stories en het hulle verwag dat die 3de karakter wat genoem sou word, definitief 'n Jood sou wees. Want dit was die algemene verloop van verhale in hulle tyd. Nou, net soos hierdie 3 karakters bekend was in hulle stories onder mekaar, net so was daar ook 'n baie bekende gesegde wat gesê het, die enigste goeie Samaritaan is 'n dooie Samaritaan. En 'n Samaritaan is as so 'n slegte persoon en antagonis en vyand gesien dat die Jode gesien is as onrein, selfs as net die skaduwee van 'n Samaritaan oor hulle geval het. En 'n Samaria as so 'n onheilige plek gesien dat die Jode geweier het om daardeur te reis. So, die geskiedenis van hierdie afskei en hierdie vyandskap van die Jode teenoor die Samaritane kom oor baie jare. Toe die suiwer, goeie, godsdienstige Jode weggevoer is in ballingskap en die Samaritane toebestempel is as 'n nasie van gemengde bloed, wie se voorsate agtergebly het tydens die ballingskap en wat vermeng het met die Babiloniese en ander koloniste. Ook daarom het die suiwer Jode die hulp van die Samaritane geweier toe hulle die tempel herbou na hulle terugkeer uit Babylon. En die Samaritane het toe hierdie bouproses ondermyn en hulle eie tempel op 'n ander plek gebou waar hulle op heel verkeerde wyse aanbid het en gesien is as soort van goddeloses, as ketters wat geensins suiwer Jode sou kon wees nie. Die Samaritane se tempel is dan later deur die Jode vernietig
En rondom die tyd van Jesus se geboorte, het die afskie in die Samaritane net meer en meer en meer toegeneem as mense wat die tempel in Jerusalem ontheilig het. Daar was regtig 'n diepe afskie en vyandskap wat ons eintlik ook as 'n haat sou kon verwoord en wat sterk geleef het in die harte van die Jode teenoor die Samaritane. En nou kom Jesus en hy vertel hierdie verhaal wat geensins verloop soos hulle dit sou verwag nie. Jesus vertel dat dit juis die Samaritaan was wat toe hy op hierdie man afkom wat deur die rowers aangeval is, hom innig jammer gekry het. Nou, wat baie interessant is dat die woord wat hier vertaal word met innig jammer kry, net op 2 ander plekke in Lukas voorkom. En dit is as die pa van die verlore seun beskryf word, en die tweede as 'n beskrywing van Jesus self. So, dit het verwys na iets van God, en nie na 'n menslike emosie nie. Nou verder lees ons dat dit die Samaritaan was wat hierdie man se wonde met olie en met wyn behandel het en verbind het. Wat nie slegs 'n tipiese manier was om wonde in daardie tyd te behandel nie, maar wat ook sterk herinner het aan die rituele wat in die tempel gebruik is en wat nou in hierdie verhaal ware godsdiens verteenwoordig, wanneer dit uitgewys word as die spesifieke optrede van die Samaritaan. Die naaste herberg van waar hierdie verhaal afspeel, sou in Jerigo wees, wat 'n Joodse gebied was en waar 'n Samaritaan glad nie welkom sou wees nie. Tog lees ons dat die Samaritaan hierdie man op sy rydier help en hom na 'n herberg geneem het en hom daar verder versorg het. En dan, ten spyte van die onafwendbare gedagte dat die Samaritaan hoogs waarskynlik aangesien sou word as die een wat hierdie Jood aangerand het vanweë die vyandskap en die siening van Samaritane, gaan hierdie Samaritaan nog verder deur die eienaar van die herberg te betaal om vir die man te sorg. Ook al beteken dit dat die onkoste meer is as die 2 muntstukke wat hy vir die eienaar gegee het. En dit dan, wanneer die bronne reken, dat die muntstukke eintlik genoeg sou wees vir enige iets tussen 2 weke en 2 maande se versorging. En dan vra Jesus aan hierdie wetgeleerde met wie hy in gesprek is, wie van hierdie 3 is volgens jou die naaste aan die man wat onder die rowers verval het? En die wetgeleerde antwoord, die man wat aan hom medelee bewys het. Let 'n bietjie op, hierdie wetgeleerde kan nie eers die woord Samaritaan oor sy lippe kry nie. Hy antwoord hierdie vraag so met 'n ompad. Tog gebruik hy 'n woord wat weer net in die Nuwe Testament voorkom, as die woord vir medelee of innig jammer kry, net aan Jesus gebruik word. En op een ander plek in Lukas 16 vers 24 kom dit voor in die verhaal van Abraham in die hemel en die ryk jong man in die hel, wat soebat vir genade van God. So hierdie medelee, soos wat dit hier gebruik word, is ook iets wat net vanaf God kom, wat net hy kan doen. En dan kom Jesus in hierdie verhaal en hy sê vir die wetgeleerde, gaan maak jy ook so. Maar ons leef vandag tog in heel ander tye en in interessante tye. En dit voel vir my of mens amper nie heeltemal kan bybly met al die dinge waaroor jy daagliks ontstoke sou kon wees nie. Die gesondheidsdienste of instellings wat nooit onderhou is nie, en nou veroorsaak dat mense nie die nodige mediese hulp kan ontvang nie.
Die misdadigers wat uit die tronke vrygelaat word, terwyl die wat effe skeefstrap rondom maskers dra, toegesluit word. Die misdaadsyfer wat drasties toeneem met moorde wat links en regs gepleeg word en meer as ooit op plase voorkom, sonder dat dit as prioriteit deur die regering aangespreek word. Die onafwendbaarheid van die ekonomiese veranderinge, die paartjie uit die onlangse realiteitsreeks The Bachelor, wie se paai nou geskei het. Die Volksblad, wat na jare nie meer kan bestaan nie as gevolg van finansiële tekorte. Die vraag en die verskille oor of skole moet oop bly of moet sluit, en dat jy nie jou drankie kan geniet wanneer jy jou kos bestel in 'n restaurant nie. Een ding is duidelik. Ons leef in 'n samelewing wat al meer gepolariseerd raak. Wêreldwyd, maar ook hier by ons. En tog lees ons van die opdrag, van die verhaal van Jesus wat vertel van die barmhartige Samaritaan. En soos ek hierdie gedeelte lees, besef ek al meer dat ons hierdie storie dalk al te veel gehoor het en dit mak gemaak het. Maar wie gee ons die reg dat baie gelowiges so gemaklik raak met dit waarop Jesus juis die klem lê? Amy Jill Levine skryf dat ons geloof bedoel is om verdruktes te troos en gemaklikes te verdruk. In Engels sê sy, to comfort the afflicted and to afflict the comfortable. Want jy sien, as 'n mens, met ander woorde, na 'n gelykenis soos hierdie luister, en jy dink, ja, ek hou daarvan. Of erger nog, dit daag jou net geensins uit nie. Of jy hoor dit maar weer 'n keer, as iets wat bekend is en net nog 'n keer na geluister word. Dan sê Levine, het jy nog nie goed genoeg daarna geluister nie. Want hierdie verhaal is juis veronderstel om jou ongemaklik te maak, om jou uit jou gemaksone te skud. En dalk is dit nodig om die gelykenis te vertaal vir ons dag en tyd, om dit dalk beter te verstaan. Mens sou dit seker op verskeie maniere kon doen, maar een van die moontlikhede sou kon wees dat dit die verhaal vertel van 'n boer wat half vermink langs die pad lê na 'n wrede plaasaanval, en dat daar 'n aktivis van die Black First Land First verbystap kom en hierdie boer dan help en versorg. En dan sit hierdie storie heel anders in 'n mens se keel. Vra vanoggend jouself af, watter karakter is ek? Julle sien, hierdie storie verander afhangende van waar jy jouself in die storie plaas en met wie jy identifiseer. En ek vermoed die meeste van ons identifiseer ons dalk op ons slegte dae waarskynlik met die priester of die leviet, maar op ons beter dae dan voel ons darm so 'n bietjie meer soos die barmhartige Samaritaan. Maar weet julle, Lukas is 'n boek van ommekeer, van reversal. Dit draai heeltyd die wêreld, soos wat ons dit ken, op sy kop. En dalk is dit die punt van die Samaritaan. Dat hy juis nie ons is nie. Dat hy die Samaritaan is wat gesien word as die ander, die vyand, die buitestander, die een wat ons wil uithou, die een vir wie ons bang is, of die een op wie ons neersien. Die een wat ons eintlik so bietjie laat gril, of wat ons veroordeel, of wat ons dink nie in die kerk hoort nie. Wie is die heel laaste mens op aarde aan wie jy sou wou dink as the good guy, die held van die verhaal? Die mens wat jy dalk eerder wil bekeer, beheer, red. Maar die mens wat jy beslis nooit ooit wil nodig hê nie. Jy sien, hierdie goed was in Jesus se tyd nie net teoretiese dinge nie. Die stryd tussen die Samaritane en die Jode was beliggaam. Eg.
'n realiteit. En vandag, ek vermoed ons lys van Samaritane is vandag selfs nog langer as in Jesus se tyd. Met hierdie gelykenis kom Jesus en hy daag ons uit om 'n ander tipe wêreld te verbeel. Om te oorweeg dat iemand dalk meer kan wees as ons vooroordele. Jesus kom en hy daag ons uit om ruimte te laat vir goddelike ingrype en vir daardie goddelike verrassings wat ons verstaan van die wêreld en hoe die wêreld werk, vir altyd verander. Dalk sal dit ons help as ons aan die gelykenis dink, om onsself in die verhaal te plaas as die beseerde man. Want wanneer jy bebloed langs die pad lê, dan val jou vooroordele vinnig weg. Dan maak dit nie meer saak wie se hulp jy sou verkies nie, met wie se politiek jy saamstem nie, wie jy as jou mense beskou nie. Wat dan saak maak, is of iemand jou gaan raak sien en medelee met jou gaan hê. Weet jy, jou naaste is eintlik die een wie se medelee dalk vir jou 'n skande sal wees, wat jou diep gewortelde vooroordele kom omkeer en jou kom skok met 'n nuwe gesig van God, wat genadiglik oor hierdie antieke bloederige skeidslyn stap en jou kom leer wat barmhartig beteken. En dan sê Jesus, gaan maak jy ook so. Dis eers wanneer ons onsself ingedink het in die posisie van die man langs die pad, wat deur die Samaritaan gehelp word, die boer wat deur die Blackfist, Landfist aktivis gehelp word, wat ons vir Jesus werklik kan hoor. Gaan maak jy ook so. 'n opdrag vir my en vir jou as gelowiges, vir die Christene in die wêreld, vir die volgelinge van Jesus Christus. 'n verhaal met 'n opdrag wat oor niks anders gaan as praktiese liefde aan jou naaste nie. Dit is tog die kern van ons geloof. Die liefde. Liefde vir God, jou naaste en jouself. Die wetgeleerdes en die skrifgeleerdes en die fariseërs het dit nie gehad nie. Maar ons, dis ons opdrag, die opdrag om lief te hê, vir God, vir onsself, vir ons naaste. En daar is ongelukkig nie klousules van mense wat ons nie as ons naaste kan sien nie. Mense wat ons maar kan uitsluit nie, mense wat ons nie hoef lief te hê nie. Nee, jy moet jou naaste lief hê soos jouself, en dit beteken ook jou Samaritane. Want weet jy dat Jesus aan die kruis gesterf het vir almal, en ook vir sy Samaritane, en juis ook vir sy Samaritane. Wat sou gebeur het as dit anders was? Sou ek en jy ingesluit gewees het? Hierdie opdrag is daarom vir elkeen van ons. En ja, dis moeilik, dis bitter moeilik. En soms klink dit vir ons eintlik onmoontlik moeilik. Daar is mense vir wie ek nie uit my eie uit innig jammer kan wees, of medelee mee kan hê nie. Ek kan dit net nie doen nie. Daardie goed is wat God doen. Maar wat ek doen, is om vir God waarlik lief te wees. En wanneer ek dan mense of groepe teekom op my pad, regtig die wat Samaritane is, dan is ek lief vir God en bly ek lief vir God met my hele hart en met my hele siel en met al my krag en met my hele verstand. En dan kom God en hy kom verander my. Dan ontvang ek die krag en die liefde wat nie aanvanklik myne was nie. Dan sien ek my
self. En nie nodig ek self daardie jammerte en daardie medelee het. En dan kan ek dit deel, ook met my Samaritane. Andrew Murray het gesê, 'n mens se verstand kan oortuig word om te gee, maar nie om lief te hê nie. 'n Verstand kan in omgee in geredeneer word, maar nie in liefde nie. Maar 'n hart wat in Christus rus, is 'n hart wat leer om lief te hê. Dis waar alles begin, deur lief te wees vir God en sodoende in Jesus se liefde te bly. Maak nie saak wat die lewe oor jou pad bring nie, dis wat jy doen en moet doen. Jy bly in Jesus se liefde. Met alles in jou, met jou hele hart en siel en verstand en met al jou krag. Bly in sy liefde en dan sal die Gees jou vorm en sal jou lei en jou help, sodat jy jou naaste kan lief hê soos jouself. Maar van jou kant af, is dit dan noodsaaklik om oop en bereidwillig te wees, sodat ons, ek en jy, kanale van hierdie liefde kan wees en dit kan uitleef. Gaan maak jy ook so. Kom ons bid saam. Here, so baie keer hoor ons opdragte van U, Here. Lees ons U woord, Here, maar bly dit half in ons verstand, Here. En sukkel ons om dit werklik na ons hart toe te neem. Werklik deel te maak van ons lewe. Here, ons wil kom vra dat U, Here, ons harte, Here, sag sal maak, sodat ons U liefde kan uitleef. Dankie, Here, dat U 'n barmhartige God is en 'n genadige God. En dankie dat U geduld met ons nooit opraak nie. Wees met ons hierdie week, Here. Here, help ons om U teenwoordigheid opnuut te ervaar en U liefde opnuut te ervaar. En elke oomblik bewus te wees dat U ons in U hand hou. Amen. Mag dit vir jou 'n rustige Sondag wees en mag dit vir jou 'n mooi week wees wat voorlê. Totsiens. You're amazing, faithful, love's open door when I'm empty. You fill me with hunger for more of your mercy, your goodness. Lord, you're the air that I breathe. That's who you are to me. Who you are to me. Sometimes I have my doubts, I'm sure that everybody does. And I wonder when I stumble, am I still worthy of your love? But I know that I get stronger when I'm talking to you